Die klok gaan lui, want God is hier teenwoordig. Here, gee ons vrede, wees genadig, wil vergewe. Ons gaan nou staan om die Here te loof met 'n psalm, die fotum en die seëngroep en 'n lofgesang daarna. Psalm 146, strofes 1, 2 en 8. Prys die Heer met blye galme, o my siel. Daar's ryke stof, julle sal hoor, so 'n bietjie heenweer, dis die ou vertaling, Tosee se vertaling van die psalm wat ons gaan sing, die fotum, die seëngroep. En dan Vonklied 3, 4, 7, strofe 1 tot 3. Heer, die kerk oor al die eeue wil die goedheid graag gedenk. Deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette, onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir ons in bewaring gehou word. Geliefde gemeente, die God van ontferming lê nou sy hande op ons. Terwyl hy ons in die oë kyk, groet hy ons met genade en vrede vir julle. Amen. Oh
Vanmôre is ons op soek na die antwoord op die vraag, hoe behoort ek te lewe? Ons hoor antwoorde op hierdie vraag, soos elkeen vir homself en die duiwel vir die res. Dit is grotendeels die lewensbeskouing van die 21ste eeu se mens. As jy wil bo uitkom, moet jy vir jouself sorg, want daar is nie tyd, geld of kapasiteit om oor ander mense besorg te wees nie. Paulus se boodskap aan Filippense 2 keer egter hierdie lewensbeskouing van elkeen vir homself en die duiwel vir die res totaal en al onderstebo. Die evangelie van Jesus Christus en die koninkryk van God werk heeltemal anders as wat die 21ste eeuse mens wil dink of wil sê. Waar die sonde, selfsug en verdeeldheid tot gevolg het die evangelie redding en harmonie en saamwees en vrede en vreugde en vergifnis tot gevolg. Dit word ten beste geïllustreer in die gesindheid wat daar in Jesus Christus was. Kom ons lees dan uit Filippense 2. Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees. Een in liefde, een van hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belang dink nie, maar ook aan die van ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waarin hy hom moes vasklem nie. Maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee bo elke ander naam, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig. Elke tong sou erken, Jesus Christus is Here, tot eer van God die Vader. My geliefdes, julle was altyd gehoorsaam wanneer ek by julle was. Des te meer moet julle gehoorsaam wees nou dat ek nie daar is nie. Julle moet julle met eerbied en ontzag daarop toelê om as verloste mense te lewe. Want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Doen alles sonder kla of teepraat. Sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg bly. Onberustig kinders van God te midde van 'n aarde en korrupte mense. Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld, deur die woord van die lewe uit te dra. Dan sal ek op die dag van Christus se koms rede hê om trots te wees, omdat dit sal blyk dat ek my nie verniet ingespan het nie en nie verniet gesoeg het nie. Julle geloof is 'n offer in diens van God. Selfs al word my bloed daarby as drankoffer uitgegee, is ek daaroor bly, ja, is ek saam met julle almal bly. Selfde rede moet julle ook bly wees, ja, saam met my bly wees. Geliefdes, dit is God se wil vir ons lewe. Staan saam met my en sing nou nog 'n loflied. Psalm 175 strofe 1, Majesteit, glansryke heerlikheid, en ek vra u om te staan onder dit ook 'n loflied is.
bly sit, kan ons oë toemaak en dan kan ons saam bid. Here God, ons het vanmôre wakker geword met die voeltjies van Kempen Park wat gesing het en die bome rondom ons wonings. Dit het dankbaarheid in ons harte gebring, want Here, U het nog 'n nuwe dag geskep. 'n nuwe dag met nuwe geleenthede. 'n nuwe dag met die voorreg om saam met ons geloofsfamilie op te trek en kerk toe te kom. In 'n wêreld wat afkyk, neerkyk en grappe maak van die kerk. Maar ons is hier, Here, om U te loof. Ons is hier om U naam groot te maak, want U is die skepper God. U het ons lewe gegee. U gee ons geleenthede. U gee ons gesondheid. U gee ons krag. Ons is hier, want ons wil graag ons geloofsfamilie sien. Ons wil graag hoor hoe dit met ons geloofsfamilie gaan. Ons wil graag vir mekaar voorspoed toewens vir die nuwe jaar wat voorlê. Ons is ook hier, Here, want ons wil saam bid. Die voorreg om met U die almagtige God te kan praat en te kan weet dat die almag kan U hoor en luister ter harte neem ook wat ons met U deel. Ons is hier om ons Bybels oop te maak, daaruit te lees, meer van U te leer, meer te leer uit die woord. Ons is hier met ons kinders om ons kinders groot te maak as kinders van die Here. Dankie, Here. Prys U groot naam. Halleluja. Amen. Vir die deel van die preek lees ons vanmôre in die heel laaste van die 150 psalms. Psalm 150, vers 1 tot 6, en ons lees dit in die 1983 vertaling van die Bybel. Prys die Here. Prys God in sy heiligdom. Prys hom hier onder sy magtige hemelgewelf. Prys hom oor sy kragtige dade. Prys hom in sy magtige grootheid. Prys hom met die ramshoring, prys hom met harp en lied. Prys hom met tamboerijn en koordansie. Prys hom met snaarinstrumente en fluite. Prys hom met simbale. Prys hom met galmende simbale. Laat alles wat asem het, die Here prys. Prys die Here. Prys die Here. Laat alles wat asemhaal die Here prys. Prys die Here. Nou is dit waar dat ons hierdie besonderse woorde baie maklik kan sê. Ons sê hierdie woorde, prys die Here dikwels, sonder dat ons daaroor nadink, of dit opreg bedoel wat ons sê. Iets goeds gebeur in my guns by die werk, of by die huis, of met my gesondheid, dan sê ons sommer net uit gewoonte, prys die Here. Is niks fout daarmee nie. Waarna ons soek is dat hierdie uitspraak net uit ons hart uitkom. En met opregtheid kom en nie net uit gewoonte uitkom. Die laaste woorde van die Psalmboek is baie insiggewend. Dit is nie 'n sug, dis nie 'n klaaglied soos baie van die ander psalms nie. Hierdie laaste woorde van die Psalmboek is 'n lofprys. Prys die Here. Psalm 150 is die groot finale op die gebedeboek van die Jode. Is die groot finale op al die ander psalms wat ons saam lees. Die klimaks. Na lof en klagte, skuld en vertroue, nood en hoop, eindig alles in 'n loflied. Dis asof die Psalmboek self vir ons wil sê, wanneer jy alles gesê het,
En wanneer jy alles gebid het, en wanneer jy alles gevra het, is die hoogtepunt wat oorbly om die Here te loof. Dink 'n bietjie net in jou eie gebed. Wat jy dalk vanmôre gebid het, of dalk gisteraan, of wat ook al, dit net in jou eie gebed. Hoeveel goed het jy gevra, hoeveel goed wil jy hê, hoeveel goed moet God vir jou doen, of vir jou familie, of vir jou kinders, vir jou kleinkinders doen, en hoeveel keer het jy die Here geloof en geprys. Psalm 150 is deel van die sogenaamde Halleluja psalms. Psalm 146 tot Psalm 150. En vanmôre het ons die erediens begin met die eerste van die Halleluja psalms deur dit saam te sing. Prys die Here met blye galme. As ons na die nuwe vertaling kyk, prys die Here, loof en prys. Elke een van hierdie 5 psalms begin en eindig met die woord Halleluja. Dis 'n Hebreëse woord wat ons in Afrikaans kan vertaal met prys die Here, of ons sal dit ook kon vertaal met laat ons die Here loof. Hierdie 5 psalms is waarskynlik gebruik in die tempel vroeër jare by groot feeste waar daar musiek was, waar daar sang was, waar daar dans was, waar die sentrale rol van die samekoms dankbaarheid en lofprysing was. En vandag wil ek ook, as ek stil staan by hierdie psalm, iets kosbaar saam met julle oor lofprysing leer. Hoor mooi, lofprysing fokus nie op die mens en die mense behoefte en die menselike en grille nie. Lofprysing fokus op God. Fokus nie op wat ek nodig het nie, maar op die almagtige God wat met gewone mense soos ek en jy bemoeienis maak. Tradisioneel word Dawid met hierdie psalm verbind, maar die belangrikste hier is nie die skrywer. Die gemeenskaplike stem van God se volk wat saamkom om die Here te loof, is die belangrikste van hierdie psalm. Maar wat sê ons as ons sê prys die Here? Wat sê ons as ons sê halleluja? Die Hebreëse woord halal, nie die halal waarvan ons in die moslimwêreld van bekend is nie. Dis Aramees, die Hebreëse woord halal beteken om te roem, om te verheerlik, om iemand se grootheid openlik te verkondig. In Engels sou hierdie Hebreëse woord halal soos volg verklaar kon word: to jump, to dance, to be loud, to be glamorous. Prys die Here. Is dis nie net 'n innerlike gevoel nie, maar ook openbare erkenning. Openbare erkenning in hierdie stikkende wêreld dat God groot is, dat God goed is en dat God is. Hoor ons so die klem en lofprysing op God val? Ons kan dus nie langer meer argumenteer en sê ek is mal oor lofprysing nie, want dit is vir my so lekker om lofprysing te doen. Die waarde van lofprysing lê nie in hoe lekker dit vir my is om lofprysing te doen nie, maar in hoeveel dit van God sê en bely in hierdie stikkende wêreld. En waarom moet ons die Here prys? In vers 2 lees ons: prys hom oor sy magtige dade, prys hom oor sy grootheid. Het aan my gebed gehoor, ek het by die voeltjies begin met vanmôre net so effens voor 5 uur daar by my kamervenster in die voorboom, die wit stinkhoutboom begin sing. Ek het lank terug vir my die gewoonte aangeleer, as my oë in die bed oopgaan, is die eerste ding wat ek doen is om dankie te sê. Dankie te sê vir die Here dat my oë oopgaan, dat ek in die huis bly, dat ek in bed is, dat Elisabeth nog daar is. Net dankie te sê, my klem is op lofprys en dankie.
En dis toe dat ek die voeltjies van Peter Park begin hoor. Want hoe dankbaarder ek geword het, hoe meer bewus het ek geword van wat God doen. Hoe meer ek die Here prys, hoe meer raak ek bewus van sy grootheid en sy almag en sy omgee. Ons lof rus op God se dade in die geskiedenis en in sy wees wie hy is. God sy redding, sy trou en sy krag roep van ons lof uit. Dis wanneer ons verblind raak deur ons eie omstandighede, wanneer ons verblind raak deur ons eie behoeftes, wanneer ons blind raak deur ons eie seer, pyn en verlies, dat ons God nie meer raak sien en die lofprysing afskeep. Dink byvoorbeeld aan die geboorte van Jesus Christus, wat ons oor Kersfees gevier. Dat God in hierdie wêreld ingekom het, sodat ek en jy nie verlore hoef te gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Waar prys ons vir die Here? In vers 1 lees ons prys God in sy heiligdom, prys hom in sy magtige hemelruim. Met ander woorde, ons moet die Here oral prys, in die kerk en in die skepping. Daar is geen plek waar God nie lofwaardig is. Moet ons hom prys? Met sy stem, met my stem, met 'n trompet, met 'n harp, met 'n lier, met 'n tamboerijn, met snaarinstrumente, met fluitte, met simbale. Die hele musikale spektrum word ingespan, sê die psalmdigter. Alles wat kan klank maak, moet die Here ook my stem. En dan die hoogtepunt. Laat alles wat asem het die Here prys. Lof is nie beperk tot priesters of sangers of orkeste of kore of pragtige stemme nie. Elke lewende stem, elke lewende wese, elke asemteug is bedoel om God te eer. Dan wil ek ook vandag daarop wys dat ons die Here nie net met sang prys nie. Ons kan 'n pragtige loflied sing, dat die kerk se dak lig. Maar as ons hier uitstaan en nie 'n loflied leef nie, beteken dit niks. Psalm 150 beklemtoon dat sang een manier is om die Here te loof en te prys. Maar die Bybel sê daar is ook ander maniere. Vandag kan ek die Here gaan prys en loof wanneer ek uit barmhartigheid, uit omgee, uit liefde iemand wat nood het, ondersteun of bystaan in sy gebroke lewe, dan prys ek die Here. Vandag kan ek die Here prys wanneer ek getrou werk en al my gawes en seëninge gebruik om vir God en mense iets te beteken. Vandag kan ek die Here loof deur om iemand te gaan vergewe, deur om vergewensgesind te gaan leef, selfs en veral as dit vir my moeilik is. Vandag kan ek die Here loof om hoop te kies in hierdie onseker tyd en wêreld waarin ons leef. En ek wil hê, ek weet wanneer die dominee huiswerk gee, is dit baie min wat dit gedoen word, want die dominee kontroleer dit nie meer. Hy kan ook nie, en wat gaan hy doen as ek nou nie by huiswerk doen? Maar ek wil vir julle huiswerk. Gaan huis, gaan praat met mekaar oor die maniere waarop ons die Here kan loof en prys en prakties is. Praat met jou kinders daaroor. Leer jou kinders dat hulle nie die Here net loof en prys deur 'n liedjie te sing nie, maar deur om goed te wees vir ander. Deur om ja te sê en te bedoel wat jy sê, om iemand te help. Kom ons besef, ons kan die Here loof en prys wanneer ons kinders reg groot maak, wanneer ons saam met ons vriende is, wanneer ons by ons kollegas in die werk is. Dink net daaraan, hoe kan ek die Here prys as ek daar by die werk in die huisbak inklim en almal se gesigte hang en ek sê vriendelik goeiemôre. En onthou ons lewens word 'n loflied wanneer ons lewens die karakter van God begin wys. Prys die Here gaan daarom ook hand aan hand met blymoedigheid en met dankbaarheid.
Blymoedigheid is nie oppervlakkige vroomheid nie, maar 'n diep vreugde wat rus in God. Dit het mode geraak om nou in die begin van 'n nuwe jaar 'n woord te kies. Julle het dit gehoor, nee? Dalk het julle dit ook gedoen. Oral op sosiale media en op die televisie en die huis van die nuwe jaar gesê, wat 'n woord kies jy? Deel die woord wat jy wil kies vir die jaar. Die woord wat die dosente van die Hervormde Kerk gekies het, en ek in solidariteit met hulle kies, is blymoedigheid vir 2026. Ek gaan wonder 'n bietjie wat sal jou persoonlike woord vir die jaar wees. Blymoedigheid is ons keuse wat ons al weer hierdie jaar daarop fokus om blymoedig te leef, om nie altyd net te kla en te moan en te murmureer en al die foute en tekortkominge uit te wys nie, maar ook die genadegawes van God. Dankbaarheid is nog so 'n woord wat pas by die behoefte om die Here te prys. Dis erkenning alles wat ons het, God se genade is. Selfs in tye van swaar kry, kan jou lof nog klink, omdat jy weet God sal getrou wees. Dus, Psalm 150 nooi ons uit om ons fokus te skuif. Weg van onsself af na God. Weg van my behoeftes na God se wil. Wanneer ons God prys, word ons harte gelig, word ons perspektief verbreek, word ons hoop versterk. Gemeente, mag ons leer om met ons stemme en met ons lewens te sê, prys die Here. In ons kerk, in die wêreld, in tye van vreugde, maar ook in tye van beproewing. Mag ons met elke asemteug sê, halleluja, prys die Here. Amen. Ons slotsang is 'n lofsang en daar gaan ek die vra om te staan. Psalm 203, strofe 1 tot 3, loof die Here, al wat lewe, wil hom dank en hulde bring. Wegselingslied, Psalm 207, strofe 1 en 3.
mag ons al hoe meer gee, offer en dien, deur die troos van Christus, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, en die innige meegevoel en deellewing van God. Amen.